Wat is jou mening van vroue wat kerm, oftewel die Engelse woord nag? Sou jy nie sê dis die doodskoot in 'n verhouding nie? Wel, dit is nie goed vir 'n verhouding nie, maar as dit vir julle albei werk, jy moan en hy maak asof hy nie luister nie en julle gaan maar so aan, dan is daar niks meer verkeerd nie. Maar 'n vrou wat moan is in die eerste plek 'n suur vrou. Sy lag nie sommer maklik nie. En dis 'n probleem. So die moan op sigself is dalk nie 'n probleem nie, maar die emosies wat daar agter lê. En miskien gee die man vir die vrou rede om te moan. Dan dit irriteer vroue dikwels dat mans hulle nie in die oë kyk nie, maar verby hulle staar. En ek weet jy skryf 'n bietjie oor die navorsing. Hoekom sou jy sê doen hulle dit? Dit is 'n ding wat navorsers sê dit begin met testosteroon in die baarmoeder. En dat 'n kind hier van 1 jaar af vermy oogkontak met sy ma. Soos ek het verstaan, die man probeer ontsnap aan die vrou se kyk in sy oë, omdat dit hom vaskeer. En interessant genoeg, vrouens gaan sit oorkant mekaar, veral as hulle lunch, en hulle kyk mekaar in die oë terwyl hulle praat. Mans staan langs die braaivleisvuur langs mekaar, terwyl hulle voor hulle kyk en met mekaar praat. En hulle sê ook as jy kan kyk of 'n man belangstel in jou as 'n potensiële maat of net as 'n one night stand. As hy belangstel in jou as 'n potensiële dat jy 'n potensiële verhouding kan hê, dan gaan hy vir jou langer in jou oë kyk. As hy meer na jou gesig kyk, dan stel hy meer in jou belang as mens. En as 'n moontlike maat, as hy meer na jou lyf kyk, dan soek hy net soort van, jy weet, ietsie kortstondigs. Vroue of almal van ons is geneig om ons koppe na regs te draai wanneer ons soen. Hoe sou jy sê werk dit? Enige ma wat borsvoed, maak nie saak of sy linkshandig of regshandig is nie. Sy hou haar baba aan haar linkerarm vas. Met ander woorde, die baba moet sy kop na regs draai om die bors by te kom. Om genurtured te voel, om tevrede te voel, om gevoed te word. En dan beteken dit dat die van ons wat linksom soen, miskien nie in sulke warm vurige verhoudings is nie. Dis nou wat hulle sê, maar ek weet ook nie of dit waar is nie. En 'n hele paar keer beklemtoon jy die waarde van lag in 'n verhouding. Is dit werklik so belangrik, sou jy sê? Ja, en wat vir my interessant was, wat ek agtergekom het met navorsing vir die boek, is dat 'n vrou kies 'n man, nie andersom nie. Ek weet die man kan doen wat hy wil, as jy hom nie wil hê nie, dan gaan hy jou nie kry nie. En ook 'n vrou se humor bepaal die geluk in 'n verhouding. 'n Vrou, hoeveel keer 'n vrou lag, dis 'n barometer van geluk in 'n verhouding. Dan nog net een. Sou jy sê Tiger Woods se vrou moes nie te bekommerd gewees het nie? Jy sê mos een verhouding is baie erger as baie. Wel, ek ken nie vir Tiger Woods nie, maar op die oppervlak lyk dit asof daar nie 'n emosionele verbintenis was nie. Jy kan wragtig nie 'n emosionele verbintenis hê met 10 vroue nie. Maar of sy die affairs aanvaar, dis 'n ander ding, jy weet, en hoe jy daardeur werk. Daar's een New Yorkse sielkundige wat sê dat 'n affair moet deel gemaak word van die taal van julle verhouding. Ek is seker dis makliker gesê as gedaan, maar wat sy probeer sê is dat 'n affair hoef nie uit te loop op egskeiding nie. As 'n vrou 'n affair het en die man kom met agter, dan is sy een bekommernis, het jy seks gehad? Vir die vrou is 'n groter bekommernis, wat voel jy vir haar? Okay? Vroue vergewe makliker seks buite die huwelik, jy weet, as hulle man seks buite die huwelik het, en mans vergewe baie moeiliker die seks. Vroue vergewe nie sommer die emosie nie, as daar 'n emosionele verbintenis was.